that saved a wretch like me. Dit is so wonderlik om te sien hoe dat die Nuwe Testament gaan absoluut oor die vervulling van die Godspraak in die Ou Testament. Daar was baie uitsprake in die Ou Testament, byvoorbeeld in Jesaja 7 vers 14, sê hy, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en julle moet hom Immanuel noem. Dit beteken God met ons. As jy sien hoe dat die skrifte in vervulling getree het in die Nuwe Testament. Nou, mens moet besef dat die Nuwe Testament neem net in aanvang nadat Christus gesterf en opgestaan het. Voor die tyd, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, was nog basies die oorgang van die Ou Testament na die Nuwe Testament, maar glad nie Nuwe Testament nie. Christus het daar nog onder die wet gepraat en onder die wet bedien. En dit is een van die grootste geheimnisse om die skrif mooi te verstaan en die getuienis van God ter harte te neem. Want as 'n mens nie dit verstaan, dat hierdie groot God het van die hemel afgekom, vir 'n sekere rede nie. In Maleagi, die laaste boek van die Ou Testament, word hierdie God so enthousiasties. Baie mooi in die Engelse King James, sê hy, in daardie dag, dan praat hy van die dag as hy sterf en opstaan. In daardie dag sal ek hulle weer my juwele maak. Weer my juwele maak. 'n nuwe realiteit vir die mens. Want in die Ou Testament het die mens onder 'n heeltemal 'n ander sisteem tot God genader as in die Nuwe Testament. In die Ou Testament was dit absoluut op die mens se eie inisiatief, sy eie pogings om by God uit te kom met offerandes, goeie dade en dies meer om by God uit te kom. Soveel so dat die ouens in die ou tyd selfs begin het om die toring van Babel te bou om by God uit te kom. Kan jy dink hoe onkundig kan 'n mens wees as jy nie na die skrifte kyk en absoluut begin verstaan dat die skrifte progressief is, dat daar was 'n Ou Testament, daar was 'n tyd toe die wet geregeer het en in daardie tyd het God die mens behandel volgens die wet. Heeltemal 'n ander sisteem. Luister net na Johannes 1 vers 16. Hy sê uit sy volheid, dis nou Nuwe Testament uitsprake wat reeds gekom het in Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Baie mooi uitsprake wat gekom het. Hy sê in die 16de vers, hy sê uit sy volheid het ons almal ontvang genade op genade. Nou ons weet dat vrede is die absolute produk van genade. As jy nie die genade verstaan nie, dan is daar geen moontlikheid dat jy ooit in 'n vredes wandeling met die Here kan wees nie. Dat jy in 'n absolute vrede en 'n absolute kalmte deur hierdie troebel wêreld moet gaan. Jy sal nie verstaan wat gebeur nie as jy nie daardie vrede het nie. Want in die vrede kyk jy altyd op in dit wat die skrifte sê. Hy sê, kyk nou net na Jesus, die begin en die volëinder van julle geloof. Met ander woorde, jy leef
absoluut net volgens die Nuwe Testament. Dis daarom wat Paulus skryf in 1 Korintiërs 2 vers 14. Hy sê, die natuurlike mens kan nie die dinge van die Gees verstaan nie. Nou ons weet dat hy het al baie mooi realiteite uitgebring voor daardie tyd. Soos 1 Korintiërs 1 en 2. En dan kom hy by 1 Korintiërs 3. Dan sê hy, julle is nog vleeslik, julle verstaan niks van die Gees af nie. Dan het hy al in 1 Korintiërs 1 gesê, julle is verryk in alle opsigte. Julle is verryk in alle opsigte. En die mens kon nie begryp dat dit 'n Nuwe Testament is nie, die testament waarin genade van God geopenbaar is, waarin die werklike liefde van God geopenbaar is. Dit is so kostelik as jy kyk na die uitsprake van die ouens wat in Matteus, Markus, Lukas en Johannes is. Johannes sê byvoorbeeld in Johannes 3 vers 30. Hy sê, Jesus moet meer word en ons moet minder word. Hy kom agter daar's 'n verskil wat moet plaasvind. Daar's iets wat moet plaasvind. Maar hy besef nie dat dit is iets wat in vervulling moet tree in Christus nie. Want in Christus sterf een vir almal en almal word uit die weg geruim sodat daar net een nuwe skepping kan wees. Almal een in Christus. 'n Nuwe skepping waar volgens die Nuwe Testament sal opereer vir tyd en ewigheid. Dit is God met ons. 'n splinternuwe realiteit waarin die nuwe skepping in en deur jou moet manifesteer. Maar dit kan net gebeur deur die geloof. Ons weet mos nou die skriffies wat sê die regverdige sal deur die geloof lewe. Galasiërs 3 vers 11 byvoorbeeld. En dit is die enigste manier waarop die Nuwe Testamentiese realiteit vir elke mens 'n werklikheid kan word. As hy absoluut in hierdie geloof staan, dat ek is nou in hierdie volmaaktheid wat gekom het in Christus, toe hy alle mense in homself neem en een nuwe kreatuur laat opstaan. Een sterf vir almal, daarom het almal gesterf. Daarom sê 2 Korintiërs 5 vers 17, is elke een wat in Christus is 'n splinter nuwe skepping. En dit is in daardie kennis wat ek en jy nou moet begin wandel, elke dag. Nie meer ek, Paulus skryf in Galasiërs 2 vers 20, nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat nou in my leef. Luister byvoorbeeld na 1 Johannes 4 vers 9. Hy sê hierin is die liefde van God geopenbaar, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat ons deur hom kan lewe, die nuwe skepping, dat ons deur daardie skepping sal lewe. Nou, hierdie is alles die getuienis van hierdie groot God. Ons lees net 'n bietjie in Johannes 3, waar ek aangehaal het, Johannes 3 vers 30, hy moet meer word en ek minder. Hy sê in die 31ste vers, hy wat van bo kom is bo almal. Hy wat uit die aarde is uit die aarde en praat uit die aarde. Jy sien, die natuurlike mens kan nie die dinge van die Gees verstaan nie. 'n natuurlike mens praat uit 'n aardse oogpunt, uit 'n natuurlike oogpunt en kan nie die dinge van die werklikhede van God sien nie.
Dan sê hy verder, hy wat uit die hemel kom, is bo almal. Die nuwe kreatuur wat gekom het, die nuwe lewe wat vir jou en my gekom het, 'n geskenk. Hierin is die liefde van God geopenbaar, in hierdie verborgenheid van Christus in jou en my. En ons moet dit glo. Dit is absoluut deur hierdie geloof, om deur hierdie geloof te wandel, wat jy in die krag van God kan wandel. Elke dag wat jy jou omstandighede kan konfronteer met die krag van God. Alleen nie meer ek nie. Jy sien, dis die verskil van die oortuiging waarin 'n mens kom of jy net iets glo. As jy net iets glo, dan is jy nog oortuigbaar. Maar as jy tot 'n oortuiging gekom het, dan kan jy nie meer verander nie. Dan is dit een oortuiging. En totdat ons nie tot daardie oortuiging kom, dat Christus is nou my lewe nie, sal jy nooit die storms kan konfronteer wat in jou lewe opduik. Want hy sê in 1 Johannes 2 vers 2, hy het nie net vir ons sondes kom sterf nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Vir die van die hele wêreld. Dan sê hy in teksie wat ek reeds aangehaal het, 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom, as enige iemand in Christus is, en dit sê hy nou hier in die 12de vers byvoorbeeld van Johannes 1, sê hy vir soveel as wat Christus aangeneem het, het hy kinders van God gemaak, want dit is net 'n geskenk. Die nuwe skepingsrealiteit is 'n geskenk vir jou en my. Dis 'n geskenk vir jou en my om in te tree in hierdie nuwe realiteit wat hy ook die liggaam van Christus noem. Hy noem dit, Christus is die hoof van die liggaam. Dis nou 1 Korintiërs 12 en Romeine 12 en Efesiërs 4, die 3 hoofstukke beskryf die liggaam van Christus duidelik. Julle is almal lede van dieselfde liggaam. Nou, dit is daarom wat hy ook in Galasiërs 3 skryf. Daarom is daar geen Jood of Griek of Skiet meer nie, maar ons is almal een in Christus. Maak nie saak uit watter ras jy kom nie. As jy 'n gelowige is, word jy deel van hierdie een liggaam. En daardie een liggaam het net een hoof, en dit is Jesus Christus.